Ja, ek dink die voorbeeld weer eens van 'n Stanley beker wat ons nou nog nie het nie, maar ons glo en vertrou, is dat maak nie saak waar jy daai beker vat nie. Hy is so aan mekaar gesit en die inhoud wat hy het bly. So die Heilige Gees en die woord en die dissipline en die gehoorsaamheid. Daai koffie gaan warm bly al gaan jy Antarktika toe. Dit gaan warm bly as in die Sahara is. Want sy eienskap en dit wat in hom is in die karaktereienskappe van 'n Stanley beker, wie ons baie graag Blou een of groen. Ja, ek sal groen vat, jy kan blou vat. Gerrie, of hallo? Ja, goeiemôre, middag of naand, Andreas. Ja, dis al ons gereelde miljoene kykers oor die wêreld. Ja, daar was mos die een film, die Truman Show, wat hy sê, if I don't see you again, good morning, good evening and good night. En hy was ook hy het nooit geweet wie kyk vir hom eintlik nie, maar ja, ek onthou daai storie. Iemand nou vir jou kyk of nie, doen dit in oorgawe. En ons kyk nog steeds sonder 'n Stanley. Ja, al is dit net een persoon wat kyk en daardie persoon gaan vir ons 'n Stanley of 2 gee. Dis die droom. Ja, dit is die droom. Maar ons is hier vir 'n rede. Ons is. Ja. Ons begin met 'n nuwe reeks. Ja, die Koninkryk. Kingdom, ja, Koninkryk, Basileia, as ek dit reg het in Grieks. Ja, die Grieks was 'n paar jaar terug gewees, ja, maar ek onthou iets van Basileia. Ja, dit is baie mooi. Ek is lief vir dit. Ek het op universiteit Grieks en Hebreëus gehad en oor ek baie bang vir my pa was, het ek nogal redelik dit geleer na die eerste keer dit gehoor het. Tamelik goed gedoen en dit raak eens later in jou lewe voel dit vir my interessant. Ja, daai stadium is dit net nie lekker nie. Ja, nie. wat jy kan gaan studies doen oor hoe dit gebruik was in die Ou Testament, die Hebreëse geskrifte en die Septuagint en die idee van koninkryk is dat 'n koninkryk kan nie gedefinieer word sonder 'n koning nie. Nee. So dit is deel van en dit was my 'n baie mooi ding as jy lees, is dat dit kan slegs gedefinieer word as 'n koninkryk as daar 'n koning is. En dis die mooi ding van hierdie reeks as ons kyk, is dat koninkryk in sy fondasie kan net definisie kry as die koning daar is. Absoluut. Nooit sonder die koning nie. Ja, absoluut. So alles wat ons dan praat nou in die reeks wat voorlê, is koning. Ja. Die koning moet daar wees. En nie in die sin van toe Saul of Dawid aangestel was nie, want God het mos gesê, ek is julle koning, kom kort julle koning, julle profete, maar dis hierdie mooi begin van iets, maar dis 'n uitdaging. Dit is 'n uitdaging. Dis nie net ja. So die koninkryksreeks gaan oor, en ek dit is wat ons graag wil hê, of wat ons glo die Here in ons harte gesit het, is dat ons almal wil die koninkryk leef, of deel hê in die koninkryk, maar ons wil met ons eie reëls, ons eie goed in die koninkryk leef. En daai is baie keer die uitdaging van die koninkryk, nee, ons glo in die koninkryk, maar ons wil leef in die koninkryk soos wat ons wil leef, met ons tyd, met ons geld, met ons talente en ons huwelike. Ons is die koninkryk, maar met ons eie reëls. En dit kan nie altyd werk nie. Ek dink die groot ding is dat ons is gewoond aan demokrasie. Dit was die ding met koning Saul gewees. En hy was nou koning en hy het die wet neergelê in 'n sin, maar ons is gewoond aan stem. Ek het 'n stem en veral nou met al die sosiale media, maak nie saak hoe magtig 'n ou is nie. Hierdie ou kan al die knoppies hê vir al die groot wapens, my stem. Ja. En ek dink baie keer daag ons self nie uit met die idee van 'n koninkryk werk anderster. Dit is nie 'n Britse koninkryk waar die ou probeer, ek wil net sê mooi lyk, maar die ou probeer belangrik lyk op 'n foto en waai nie. Dit is 'n koninkryk, so die koning sê en dan word dit gedoen. En dit word gedoen. Dan is dit chop hulle jou kop af. Wel, in die Christen geloof word daar geen koppe afgekap nie. Daar is genade in die liefde van die kant, anders chop ons. Niemand word met 'n Bybel geslaan so hard nie. Maar die feit bly is dat ons dien 'n koning wie weet wat die beste is vir ons. En dis die idee van 'n koning, is ouens wat geleer is en ouens wat groot gemaak is met sekere kennis wat jy nie het nie. En hulle maak die besluite want hulle gaan jou veilig hou, hulle gaan jou beskerm. En ons weet die koning wie ons dien is hierdie koning wat weet wie mag is en liefde is. So nou ons moet luister. Ons moet kies. Maar terselfdertyd, jy moet nie stem nie. Dis nie dat jy nou gaan soos November. Dis nie demokrasie. Jy gaan nie, Jesus het gesê, so ek gaan 'n stem sê, hierdie pas vir my, want is gemaklik vir my, of A, B of C. Dis ongemaklik genoeg vir my, sonder om ongerieflik te wees. So nou is dit, hoe lyk die koninkryk? Want hoe lyk daai plek waar God sê, waar hy regeer? Ja, in die genade van Jesus, maar baie keer neig ons oor, mos meer na die genade teologie toe, as die koninkryksteologie, wat volksvreemd in die Bybel is. As jy dink, die apostels, Jesus het gedoen, so ons doen so. Daar's nie, as iemand anders dit gedoen het, as jy kyk, Petrus het bietjie meer, net meer Jode, en Paulus het hom dadelik
baie reguit aangespreek is, luister, stop dit. Ja. Dis van almal. So, ons moet daai skuif maak. So Jesus begin sy bediening in Matteus 4 vers 17 dan sê for that time when Jesus began to preach, repent for the kingdom of heaven has come near. So hy word gedoop en dan gaan hy woestyn toe en dan begin sy bediening en dan is die eerste woorde wat hy sê, die koninkryk van God het naby gekom net. So. In evangelies reas praat hulle net van omtrent so 100 verwysings van Jesus wat oor die koninkryk gesels. So wanneer ons oor die koninkryk gesels, is dit belangrik, want dit was vir Jesus belangrik geweest, dat ons sal verstaan hoe werk die koninkryk, hoe lyk die koninkryk, en hoe leef ons in die koninkryk, en dit is wat ons wil doen in hierdie reeks het, want ek dink baie keer is ons onseker, soos jy sê, ons dink is demokrasie, luister, so die koninkryk van Jesus is nie 'n demokrasie nie, jy kan nie kies of jy sonde wil doen of jy nie sonde wil doen nie, sonde is sonde, jy kan nie kies hoe jy met jou vrou wil leef nie, of jy 3 ander vrouens wil hê nie, daar's reëls, onder die genade, maar daar's goed wat jy doen in die koninkryk het, en baie keer wil ons in die koninkryk leef, met ons eie idees, ons eie reëls. Ons moet vir mekaar sê, jy kan nie leef in die koninkryk soos wat jy wil leef nie. Ja. Die mooi ding van die gebruik van koninkryk is dat dit gaan oor die koning. Dit gaan nie oor jou nie. Vir die koning gaan dit oor jou, maar vir jou gaan dit oor die koning. Dit is en ons draai dit baie keer om van, ons lees die stories van die koninkryk en sê, okay, dit is wat ons moet doen. Nou, Jesus praat hier so ons, hy sê vir ons dat die koninkryk van God is soos, wat dit eintlik beteken, dit is ons lewe in die koninkryk so, as gevolg van die feit dat ons lewe in die koninkryk, lyk dit dan so. Dis nie, ons moet dit so laat lyk en dan leef ons in die koninkryk. Dis die hele idee van vrug dra is, jy dra appel oor jy appelboom is. Dis nie, jy probeer die beste appel uitdruk en jy doen die vrug laat hy amper net soos is amper soos die vegan patties. Ek kan dit nie, mense het my al probeer laat toets, ek kom van die syde af. Dis jy kan daai ding laat lyk soos 'n vleis, ryk soos 'n vleis. Daai sonde daai. Dit is, jy kan nie vir my so jok in my lewe nie. Dis diep ontstellend, en ek dink ons doen dit baie keer dieselfde. Is dat besef jy is in die koninkryk van God, en dit is hoe dit lyk. As dit nie so lyk nie, is jy nie meer in daai koninkryk nie. As jy met 'n Suid-Afrikaanse paspoort rondloop, is jy Suid-Afrikaner. Dis nie, daar's nie 'n ding, jy kan baie goed sê van jy's in Namibië en alles, ons verstaan in jou hart, maar jou paspoort sê. So, ons wil gaan en sê, hoe lyk daai koninkrykspaspoort? Hoe lyk die mens wat in die koninkryk van God leef? Wat is die manier hoe hy goed doen? En dis vir my baie mooi, as mens kyk na die punte, en om dit regtig te kan verstaan, want dit is waar dis nie net van weet nie. Ek weet, ek moet my vyand lief hê, en dis in die koninkryk van God, maar ek verstaan nie hoe ek my vyand lief hê. Dus my vyande, ek weet, babas liefde, bietjie meer gewelddadig kan raak, maar So ek dink wat ons ook moet sê, as ons die fondasie lê vir die reeks, is dat, as ons oor die koninkryk gesels, is dit nie 'n fisiese plek nie. Jesus se koninkryk is nie 'n fisiese plek nie, so dit is nie geografies nie, dit is nie 'n land nie, dit is nie 'n gebou nie, dit is 'n geestelike ding hierdie. Dit is belangrik dat ons dit moet verstaan, want ons baie keer hierdie idee en hierdie teologie, jy weet dat daar hierdie koninkryk is. Kom ons gaan almal Israel. Ja, kom ons gaan almal nie nou nie, dat ek die moeilikheid daar. Ek doen nou Gerry, dit is maar Jesus sê in Johannes 3 vers 3, hy sê, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So Jesus sê, jy kan net die koninkryk sien as jy my ken. En so eintlik wat hy implikasie sê nie, dat die koninkryk van Jesus is nie 'n fisiese ding nie. Dit is 'n geestelike ding. En die manier van hoe jy die koninkryk sien is jy as wanneer jy Jesus ken. En daar is die fondasie van die koninkryk. Die fondasie van die koninkryk is Jesus. En as jy hom ken, is jy deel van die koninkryk. So dis nie 'n fisiese gebou nie. Dis nie geografies nie, dit is nie Israel nie. Ja, dis ek het vir jou voor ons begin gepraat oor Deuteronomium 32 en is vrek interessant wat hulle praat van waar die mees hoogste die nasies opverdeel het in die seën van mens, en maar die interessante ding van dit is daai tyd wat hulle praat van Babel af en so het jy 70 nasies gehad. So dis die hele wêreld, 70 plus minus. Ja, die 70 verskillende mense wat nou. En toe wat gebeur het, God het gegaan en hierdie 70 het hy gaan verdeel tussen die sons of God, wat engele, soos half, dis die term wat gebruik was, die seuns van Elohim, of die seuns van God, seuns van Adam. En hy hou toe die stam, die nasie van Jakob vir homself. Hy sê toe die stam van Jakob word toe vir Jehovah
gehou en die res is toe vir die seuns van God gegee. Wat beteken is dat hierdie ouens, die 69 ander ouens het die verantwoordelikheid gehad, daai seuns van God, seuns van Adam, om God nog steeds te versprei en verkondig aan 'n opsie en te sê, luister, julle moet hierdie God dien. Ons is die boodskappers vir hom. God hou toe vir Jakob en sy mense en ons lees die storie in die Bybel. Maar dis die mooi ding wat sê dat nog altyd was die idee, die koninkryk van God is vir alle nasies, alle mense. Dis nie 'n geografiese net Israel nie. Israel staan uit in die storie want dit staan in die, ek dink is in die New King James of in die ESV sê dit die inheritance. Het God toegehou van Jakob. Maar die res was dit die seuns van God, die engele moes toe gaan, en dan moes ek nou nie die beste werk ooit gedoen nie, maar nog steeds. God het nog steeds gesê, hier is my mense, met die verantwoordelikheid leen. Dit is 'n baie interessante teks om te lees, en ons vergeet dit, is nie, nou moet ons die uittog, amper Egipte toe gaan, Israel toe gaan, of, dit is, hier waar jy is, dit is waar die koninkryk kan wees. Verstaan van Jesus is daar. Ja. En daar is die fondasie, dat Jesus is daar, en Jesus sê, as jy my gesien het, en hy sê vir die fariseërs, as jy my gesien het, het jy die koninkryk gesien. En daar is 'n fondasie waarop ons moet bou, om ons teologie, en ons verstaan hoe die koninkryk mooi te kry nie. Dis nie 'n geografiese deel nie, alhoewel ons hoe lief ons vir Israel is, en dat dit God se volk is, ons glo in al, maar die koninkryk van Jesus, is Jesus. Dit is almal erfgename. En dit is so belangrik. Ons mis dit, ons blameer ons omstandighede en waar ons onsself vind vir baie goed. Ons roeping, as jy kyk, jy's in Namibië, ek wat musiek doen, is dat hier's net soveel mense wat wil hoor hoe jy sing. En nou is jy so maar is die koninkryk van God of my roeping nou hier in hierdie klein landjie, jy kyk Suid-Afrikaners of Amerikaners, dis so, en ek kom 'n deel, as jy sing het 'n sekere manier, maar onthou God se koninkryk funksioneer anderster. En die Here wil hê ons moet baie fyn na hom luister en na sy lewe en sy koningskap kyk. In plaas van ons geografie of ander mense se geografie dit die koninkryk te maak. Jy kyk nou soos maar ek val daai voorbeeld Elevation of Hillsong of Bethel of ek moet daai rympie van al die groot aanbidders en jy sê maar dit is die koninkryk van God, daai aanbidding op daai verhoog of daai 5000 na 10000 mense wat jy voorpreek. Maar dan is daar nou 'n studie wat gedoen is en hulle het 'n webtuiste gemaak wat hulle navorsing gedoen het en hulle sê wat 95% van alle liedjies word deur 7 mense geskryf op Christen liedjies. 7 mense het hulle so hele sirkeltjie en jy besef, kom maar iets voel nie lekker daar nie. Hoekom is dit so? Of dis ook maar net so klein. En nou ewe skielik besef jy maar ek het gedink hier in Amerika is die koninkryk, maar dit is nie. Of in Israel is daar eintlik as ek die grond kan voel of as ek my voete op die grond sit. Maar dit is nie. En ek dink dit kom neer op ware verstaan van koninkryk is daai gehoorsaamheid. Ja. Dit is die seën wat in dit lê. Die roep en alles is daai die Here roep om in sy koninkryk en dan dis 'n gehoorsaamheid. Dis nie 'n geografiese nee, dis nie geografies. So daar is die fondasie dat dit Jesus is en dan vra ou vrae in die reeks, ons het dit gister gevra en ook gesê dat dan is daar sekere karaktereienskappe van hoe dit lyk in die koninkryk. En Romeine 14 skryf Paulus en hy skryf die volgende sê for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking but of righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. En Paulus herinner ons dat die koninkryk van Jesus, nie Jesus wat weer is wat aan die buitekant is nie. Want hier is die geveg tussen die Jode en die Gentiles, die ouens wat tot geloof gekom het, nou begin hulle beklei oor wat hulle eet en wat hulle drink. En Paulus kom en herinner hulle en sê die koninkryk van Jesus is nie wat aan die buitekant is nie. Dit is die binnekant, dis die karaktereienskappe van die koninkryk, is righteousness, peace and joy. Dis goed wat aan die binnekant is. So, as jy in die koninkryk leef, is daar sekere karaktereienskappe. Daar's righteousness om reg te leef en reg te staan vir Jesus as gevolg van wat aan die kruis gedoen het. Daar's vreugde vir jou wat nie opgebou is wat op die buitekant is nie, wat op die binnekant is net. Daar's vrede vir jou in hierdie koninkryk. Vrede wat jy terloops nie kan kry nie. Vrede wat vir jou gegee word. En dis die karaktereienskappe wat die Here wil hê ons moet leef binnekant die koninkryk. So daar's hierdie mooi, ons gaan nou afsluit met dit, hierdie seën in die koninkryk net, wanneer ons die karaktereienskappe omhels en leef in die koninkryk, soos wat ons veronderstel is om te leef. Ja, ek dink die voorbeeld weer eens van 'n Stanley beker wat ons nou nog nie het nie, maar ons glo en vertrou, is dat, maak nie saak waar jy daai beker vat nie, hy is so aan mekaar gesit en die inhoud wat hy het, bly. So die Heilige Gees en die woord en die dissipline en die gehoorsaamheid, daai koffie gaan warm bly, al gaan jy Antarktika toe, dit gaan warm bly as in die Sahara is, want sy eienskap en dit wat in hom is in die karaktereienskappe van 'n Stanley beker, wie ons baie graag blou een of groen. Ja, ek sal groen vat, jy kan blou vat, maar
dit is die karaktereienskappe van die beker en omstandighede bepaal dit nie. Die buitewêreld bepaal dit nie. Dit maak nie saak hoe moeilik of hard te versag. Ja. En sy koninkryk het dit bepaal nie. So daai is belangrik om te weet. En dan gister wat nogal vir my mooi was, as ek dit self moet sê in die preek uit, is dat dan word ons geroep om hierdie koninkryk te verteenwoordig, Rias, en ek dink baie keer, want Paulus praat in 2 Korintiërs 5 vers 20, want hy sê ons is sy ambassadeurs, is dat baie keer kyk die wêreld na die koninkryk, en hulle kyk na die mense wat in die koninkryk leef, en hulle sê, maar weet jy wat maak jou anders as wat my anders maak? Want jy huil net soos ek huil, jy treur net soos ek treur, jy hanteer die uitdagings van die lewe dieselfde as wat ek, jy praat soos wat ek, jy lyk, daar's niks andersins nie as jou, wat in die koninkryk leef. En daai is die ding, ons moet anders te wees, man. Ons is ambassadeurs net, ons verteenwoordig die koning, en daarom treur ons ook, ons treur anderstens. Daarom van ons uitdagings het, hanteer ons dit, want ons het uitdagings, hanteer ons dit anderstens. Ons doen goed anderste, hoekom? Want ons is die koninkryk en ons verteenwoordig die koning, ons is sy ambassadeurs. Dis die waarde van, as jy kyk, die eerste 100 of 200 jaar van ons geloof, is gebaseer op nie die verspreiding van die Bybel nie, want die Bybel het nie verstaan nie, maar die ambassadeurs wat daar stories op stories op stories, en die beste groeikurwe was in die eerste 300 jaar gewees van mense wat so geleef het, dat hulle het in vervolging en swaar kry, en dieselfde siektes, dieselfde nie lopende water, al daai goeders het hulle met 'n hoop geleef, en hulle was lief gewees vir mense, al het hulle nie geglo nie, hulle het regtig uit hulle pad uit gegaan, vrouens by die waterput wat ander vrouens gehelp het, en as hulle man nonsens aangejaag het, was hulle nog steeds vol hoop en vol liefde, en iets was net anderster geweest. Dis nie net 'n Bybeltjie gee en sê nou voel ek goed nie, dis om lief te gaan wees, en dis moeilik, as iemand wat jou sleg gesê het net 'n rukkie later, maar nou is hierdie persoon siek, en nou sorg jy vir hulle, en dis die koninkryks idee, en dit het gewys dat die geloof so gegroei het, dat jy na 300 jaar na Christus, wat die staat gesê het, luister, ons moet 'n datum kry vir nagmaal, want die mense is besig om, hulle gaan mekaar slaan later, want dis net, jy het so groot geword, want die ambassadeurs het so baie geword, en dit is ons uitdaging vir, te sê dat ons moet dan nou ambassadeurskap vat, nie net in die lees van 'n boek oor hoe om ambassadeur te wees, lewe. Net so. Iemand het eendag gesê, dat is in die bloed van die martelare, is die saad van die kerk. Nou jy kan dink in die Here tyd, as hulle die gelowiges aan pale gesit het, en hulle met teer gesmeerd aan die brand, en jy daar verby geloop het. Dit moet ons iets in die hart gedoen het, dat hierdie ouens bereid is om daai koning so te verteenwoordig, dat hulle bereid is om dit te kan doen. En ek dink hoe gemakliker die kerk geraak het, en ons in die koninkryk geraak het, verloor ons iets van daai offer, wat maak ons anders, Jas? Ja, die verskil dink ek is, as ek vandag sing, This Little Light of Mine, I'm Gonna Let It Shine, en hulle dit gesing het, ons verstaan het heeltemal anderster. En ek dink, dit is wat ons moet doen. 'n teologie van gemak, 'n teologie van hoe die koninkryk te leef, op my reëls, op my gemak, wat vir my lekker is. Ons het in die begin gesê, ons is besig om af te sluit, dit is nie 'n demokrasie nie. Glad nie. Maar dan is daar 'n stuk oorvloed vir ons, nee, as 'n stuk seën in die koninkryk. Een van die verse wat ons gemeente omhels is Johannes 10 vers 10, waar Jesus sê, ek het gekom dat jy kan lewe in oorvloed hê. Hierdie oorvloed in die koninkryk is 'n belofte wat hy vir ons gee net. So wanneer ons onder sy heerskappy leef, wanneer ons in sy teenwoordigheid leef, is daar seën. Daar's uitdagings, definitief, maar daar's seën daarso net. Die geskenk van die ewige lewe kry ons wanneer ons Jesus sien in die koninkryk. Die joy, die peace, the righteousness, dis alles goed wat hy vir ons gee in die oorvloed van sy genade, maar wanneer ons in die koninkryk leef, sonder Jesus kan jy nie lewe nie. Hy is die weg, die waarheid in die lewe. En vir jou om deel te wees van die koninkryk van Jesus, moet jy hom ken en hom aanneem. Ja, en dis ek dink die definisie vir my van dit is ons definieer lewe anderster. Ons moet die definisie wat die koning vir ons gee aanneem, en baie keer eers as jy deur 'n baie moeilike goed gegaan het en jy besef, maar hierdie is wat die lewe waarlik is, dit wat God vir my gee. Lees jy stories van mense wat jy sal nie eers daai lewe vir jouself kies nie, maar hulle kan vir jou vertel, as dit weet jy wat, hier is waar ek oorvloed ervaar het. Nie in my omstandighede nie, maar in my wese, in my karakter, in my roeping, en in die koninkryk. Dit is waar ek dit. Paulus wat sê, wel vir my om te lewe is Christus en dood te gaan wins. Al hierdie ouens, Petrus wat sê, nee, ek is nie waardig nie, kruisig my onderste bo. Hierdie is oorvloed. Dit is lewe. Dit is 'n diepe vrede en krag wat jy nie vir iemand kan gee, of wat jy kan koop, of wat jy in 'n gemaklike omstandigheid kan kry nie. Dit is wonderlik, en ek is baie opgewonde vir die reeks wat voor lê.
Ja, Gerrie, mag jy dan 'n wonderlike week verder hê. Ek weet van ons gaan mos nou, maar ek sal by die volgende lank en kort ook wees, maar van ons gaan 'n bietjie Jy gaan weer op verlof. Ja, ja, daai 2 dae is 'n semester wat ek verlof vat. Ek is so vreeslik jammer, maar ja, ons sien dan weer volgende week en ek sal hier wees, maar ek sal ook nie hier wees nie. Dit is altyd goed die wonderlike ding van tegnologie. Baie dankie, Gerrie. Dankie, Reus.